us remain standing as we bow our heads Laat for ons bly prayer. staan terwyl ons hoofde buig vir gebed. Almighty God, that brought again Jesus from the Almagtige dead, God, wat we Jesus are weer uit die approaching dood thee gebring this het, afternoon ons nader in U His vanmiddag name, in sy naam. knowing this, that you have given En us the hierdie promise. wete, dat U ons die belofte gegee het, dat U This so hoor. is my beloved Dit is my Son. geliefde seun, Hear ye luister him. na hom. And we come in His name to ask mercy and to ask healing. En ons kom in sy naam om genade te And vra salvation en for om those genesing who te are vra hungering and en verlossing thirsting vir diegene for wat such. honger en dors daarvoor, Forgiveness of our vergifnis van ons trespasses. oortredinge. And praying that your Spirit will cause many to come Ek bid dat to U thee Gees this baie na afternoon. U toe sal laat kom Both vanmiddag, in this beide visible in hierdie audience sigbare and in the gehoor radio en land. in die radioland. We thank Thee, Heavenly Father, for the morning services all around Ons the dank world. U, Hemelse Vader, vir oggenddienste reg oor die wêreld. Ek bid dat U elke diens sal seën en elke prediker en elke kerk vandag wat die evangelie verkondig. Come, Lord Jesus, and receive us into Kom Here thyself. Jesus en ontvang ons While in we're U-self. waiting your En coming, terwyl help ons us wag to op be U koms, help loyal ons om servants, getroue dienaars for te we wees. ask it in Want Jesus' ons vra name. dit in Jesus naam. Amen. Amen. You may be seated. Mag maar sit. I was enjoying some fellowship this morning with the Ek het 'n bietjie gemeenskap gehad vanmôre met die Armeense mense van die stad by hulle kerk. And to my surprise, there was a lady who could En interpret. tot my verbasing was daar 'n dame wat tale kon uitlê wat gisteraand het ek hier gepraat And was the Holy Spirit en was die Heilige Gees het gepraat liewer and was calling the en het die people mense out in uitgeroep the in die meeting diens en hulle and vertel telling them van of hulle their verskillende different beproewinge afflictions and their en hulle siektes. diseases. And sometimes I couldn't make them understand just who it was. Partymal And then kon ek hulle nie the laat Holy verstaan Spirit het would wie call dit their was nie. name out. En dan sou die Heilige Gees hulle naam As you uitroep noticed him doing soos that. julle hom dit sien doen het. And then they were telling me this morning, which visions to me are En toe het hulle just my like a vertel trance. vanmôre wat visioene vir my And net they were soos 'n telling me beswyming is. of a woman En that hulle I het my had vertel called van 'n back vrou wat in ek weer somewhere in the ingeroep het audiences, iewers in die gehore and had told her that a certain affliction had gripped her, but she was en couldn't haar vertel het dat sy 'n understand me sekere because she siekte het, didn't- maar sy was she kon was my nie from verstaan nie, another want sy country, het nie, sy was van 'n Finnish ander woman. land, 'n Finse vrou. And then the Holy Spirit, to show that he's no En toe het die respecter Heilige person, Gees om te wys dat hy geen spoke through here aannemer and van die called her persoon name is and nie, told her to hierdeur bless gepraat God. en haar naam genoem Spoke en vir in haar a gesê om God te prys language in 'n that I taal didn't gepraat know. wat ek nie geken And het nie called the woman en die vrou genoem and give who she was and something about to en gegee wie sy was en iets omtrent die Here se seëning op haar of so iets in Finse taal. I don't even know English, let alone Finnish. So it goes to show that God speaks in all the languages and all Ek ken nie human eens Engels nie, beings wat nog belong van to him. Fins. So dit wys net dat God in al die tale praat en al die mense behoort aan hom. Hoe wonderlik. Hy doen die uitermate oorvloedige. I do not wish to take too much of the time, but just while this is on my mind, Ek wil nie te veel van die tyd neem nie, maar net terwyl dit op my gedagte is, ek onthou 'n tyd gelede by die Sam Houston Coliseum onder in Houston, Texas. En ons het probeer, het so oorvol skare gehad, tot ons probeer het om na 'n deel van hulle om te sien by die Coliseum en 'n deel oorkant na Raymond Ritchie's sin toe. I'm sure that the Angelus Temple knows who Nou, Raymond ek seker Ritchie dat die is. Angelus Temple He was a weet wie personal Raymond friend Ritchie to the is. founder of this Hy was 'n church. persoonlike vriend van die stigter van And hierdie kerk. I would En pray ek sou over hier here for oor a kan prayer bid vir 'n line and go gebedsry, over to dan the Coliseum oorgaan na and die pray. Colosseum en bid. And one night when my brother was taking me from En eendag toe my the prayer broer my line, uit die gebedsry gehaal I het, heard a little het Spanish ek 'n girl klein Spaanse weeping. meisietjie hoor huil. And she would have been the next in line according En to the sy sou die numbers of the volgende in die prayer ry cards I was gewees het calling. volgens die nommers van die And she gebedskaartjies wat ek wasn't geroep nothing but het. a child En sy of was 15 niks years meer old, as 'n kind van 15 jaar oud, iets nie. Well,
Wel, my broer het my begin aanstoot en die man wat veronderstel was om my te neem, maar op een of ander manier het iets vir my gesê, sien daardie kind. Ek het gesê, bring haar hier naartoe, en hulle het haar soontoe gebring, en sy het haar gebedskaartjie vir die man gegee, en so het sy soontoe gekom. En ek het met haar begin praat, en sy het net daar gestaan. Ek het gedink, sy mag doofstom wees. Maar uitgevind, sy kon nie Engels praat nie, sy kon nie een woord Engels verstaan nie. En so het ek gevra of daar 'n tolk was, en hulle het 'n man gekry, en hom opgebring vir die tolk. Wel, ek het haar 'n paar vrae gevra, en sy het my begin antwoord deur die tolk. En toe met eens het die visioen gekom. En ek het gesê, ek sien 'n dogtertjie voor my met gevlegde haartjies, wat teen haar rug afhang. Sy sit by 'n ou vuurherd, eet geel mielies van 'n stronk af. Wat gehaal is uit 'n ketel wat oor die vuurherd hang, en sy het te veel daarvan geëet, sy word baie siek, en sy word na die bed toe geneem deur haar moeder, en kry 'n epileptiese aanval. En toe het die visioen weggegaan. En die dogtertjie het na die tolk toe gedraai en gesê in Spaans, ek het gedink, hy kan nie Spaans praat nie. En die tolk het gesê, jy het Engels gepraat, het jy nie, broer Branham? Ek het gesê, ek het. Hy het gesê, wel, sy het gesê, jy het Spaans gepraat. Ek het gesê, stop die opnemers in die hele ry. En hulle het gestop en ons het dit teruggespeel en elke woord was Engels. En toe het ons haar laat herhaal wat ek gesê het en solank die visioen aangegaan het, het sy elke woord in Engels gehoor. Hoe hoor ons elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? God is nog steeds God. Nou, toe ek self woorde begin sê het sy dit glad nie verstaan nie, maar die Heilige Gees wat Engels gepraat het dit vir haar getolk in Spaans. God is 'n goeie God, soos Oral Roberts dit stel, is beslis waar. En as ons dit net kon begryp vanmiddag, dat sy goedheid teenoor daardie vroutjie Vins, of wat sy ook al was gisteraand, om seker te maak dat haar geloof erken sou word. Hy het haar in haar eie taal geroep, wonderlik. Nou baie keer oor see, ons sien dit gebeur in die vreemde lande. I'll be standing speaking and it'll turn right back around and use my language and call people in their names. Ek sal staan praat en dit sal reguit omdraai en my taal gebruik en mense noem hulle name en alles net soos dit hier doen in hulle eie moedertaal. Dis wat ek Pinkster noem. Ek glo dat dit die Heilige Gees is. Nou die laaste paar aande het ons nie enige gebedskaartjie uitgegee vir 'n gebedsry nie. So ek glo dit sal vanaand in orde wees om 'n gebedsry te hê om vir die siekes te bid. Die hele volgende week vanaf Dinsdag aand verwag ons om reg deur die volgende week te gaan. So kom julle elke aand, kom in gebed, bring iemand saam met julle. Die kerel sal die gebedskaartjies uitdeel binne omtrent 35 minute, sodra die diens hier verby is en julle wat 'n gebedskaartjie wil hê, bly net. Nou, hulle sal die gebedskaartjies hier na toe bring en hulle uitgee aan enige iemand wat hulle wil hê. Mag die Here sy seëninge voeg by alles wat ons doen, want ons doen dit in sy naam. Now to our subject and to our lesson for a few moments. Brother David, na ons onderwerp en na ons les vir 'n paar oomblikke. Broer David het die skrifte gelees, want ek het pas 'n ou vriend ontmoet wat hier sit vanmiddag. Trent 2 jaar gelede was ek bo op die rivier sonde terugkeer saam met my goeie vriende die Christen sakeman. Ek hou daarvan om te jag en hulle het 'n nuwe gids gehad daardie jaar. En ek het soort van verlief geraak op hierdie man. Jong kerel wat, en hy sou, ek het van hom gehou, daar was skynbaar iets omtrent hom wat 'n bietjie meer as 'n beeswagter was.
En ek het sy vrou ontmoet en sy was 'n kelnerin by die restaurant, by die plek waar ons geëet het, bo by Noordvurk, naby die Salm rivier, Idaho. En op pad terug was dit toevallig dat God hierdie jong kerel 'n pjaal van my gemaak het om saam met my te jag. En ek kan onthou dat ek 'n goeie skoot gekry het een oggend op my ellende ver oor die valleie en hom op 'n baie genadige manier gekry het. En hierdie jong kerel het my gehelp om hom af te slaan. En ek het hom opgelet en ek het vir hom gesê, Jim, is jy Christen? En ek dink hy het gesê hy het aan een of ander kerk behoort of so iets. Maar daar was iets omtrent hom wat eerlik gelyk het. Daardie aand toe ons ingegaan het aan die tafel gesit het ek hom bly dophou. Terwyl hy op sy kampsak gelê het aan die slaap, het ek verbygegaan en my hand op hom gelê en God gevra om hom te red. En vandag ontmoet hy en sy lieflike vroutjie my hier agter aan die agterkant. Hulle is albei Pinkster gelowiges. En die Heilige Gees sit nou hier. Bid verander dinge, broer Gillespie. Hoe hy so werklik. As ons net sal bid en dan glo dat ons kry waarvoor ons vra. So dis wat ek broer Du Plessis vir my die woord laat lees het. Ek moes net vir Jim en sy vrou groet. God het hulle 'n pragtige klein babatjie gegee. Sedertdien ons is bly. Brother David was reading out of the book of Kings of Elijah. Nou broer David het gelees uit die boek van Konings van Elia, die groot profeet. And it must have been a terrible morning. En dit moes 'n vreeslike oggend gewees het, droog en warm. En hulle het vir 3 jaar en 6 maande geen reën gehad nie. It was so dry and hot till the world was ready to blaze into fire. Dit was so droog en warm dat die wêreld gereed was om in vlamme uit te bars. Die mense het verhonger in die strate en daar was krete oral. All this had been brought on because of the moral decay of the nation. Dit alles het gebeur as gevolg van die morele verval van die volk. God was lief vir Israel, maar toe hulle buite die wil van God gegaan het, het die vyand hulle oorgeneem. God het sy kerk lief, maar wanneer ons uit die wil van God uitkom, neem die vyand die kerk oor. En Ahab, wat koning van Israel was op daardie tyd, en volgens my denke die mees goddelose koning wat Israel ooit gehad het, want hy het met 'n afgode dienaar, Isabel, getrou. Sy was 'n sondaar en 'n goddelose persoon. En in plaas van 'n man van sy eie huis te wees, het hy vir haar ingegee en daardeur het hulle die volk in morele verval laat beland. Hulle het nagejaag die volk in afgodediens ingebring omdat hulle haar afgode nagejaag het. Dis iets soortgelyks vandag. Al die mense het saamgestem dat dit reg was vir hulle om dit te doen. Want die regering, die koning en die koningin het dit goedgekeur. En hulle was die gewildste mense in daardie volk. And because the king and the queen did it, the people thought that it would be all right. En omdat die koning en koningin dit gedoen het, het die mense gedink dat dit in orde sou wees. Dit is omtrent die prentjie van ons land vandag. Baie mense volg net mekaar. En hulle dink omdat die regering die dronkhandelaars lisensie gegee het om whisky te verkoop, dat dit in orde is om dronk te word. Dis verkeerd. En baie keer dink goeie vroue omdat die sigaretmaatskappye hierdie foto's uitstal op hierdie advertensies van vroue wat sigarette rook, en die filmsterre en baie van hulle en die gewilde vroue rook, dat dit in orde is. That's what's caused our moral decay in this nation. Dis wat ons morele verval in hierdie volk veroorsaak het.
Die ruggraat van enige volk is moederskap. Breek moederskap, jy het die rug van die volk gebreek. Wanneer ek het 'n statistieke wat dit wys, ek dink dit is omtrent 80% van sigaretroker moeders wat hulle babas op bottels moet grootmaak. Because there's so much nicotine in their blood, it will kill the baby before it's 18 months old. Want daar soveel nikotien in hulle bloed, dit sal die baba doodmaak voor dit 18 maande oud is. Jy praat van 'n sabotasie, dis een van die grootste sabotasies wat die volk het. En ongeag van al die waarskuwings wat die dokters uitgesit het, sulke slagspreuke soos kanker by die waafvrag, en al hierdie waarskuwings wil die mense mekaar volg, omdat een of ander dwaase vrou, een of ander soort aktrise, sigarette adverteer. En dit blaas deur haar neus en windmakerig optree, maar dis geen plek of niks vir 'n dame om te doen nie, dis verkeerd. Ek het in een van hulle straat afgeloop hier 'n paar dae gelede en ek het in 'n kroeg gesien dit het gesê, tafels vir dames. Ek bedoel nie om onbeskop te wees nie, en ek wil nie enige iemand se gevoelens seermaak nie. But ladies don't go in places like that. They've never had one in there. Maar dames gaan nie in plekke soos daardie in nie. Hulle het nog nooit een daarin gehad nie. Ek sou my voorstel hulle het nog nooit 'n klant gehad en sal nooit, want dis geen plek vir dames nie. Maar goeie mense partymaal sien daardie goed en sien mense wat hooggeplaastes is, soos ons dit noem, in sulke plekke ingaan en hulle dink dis die ding vir hulle om te doen. Vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Maar julle sien, die koning het gesê, hierdie is in orde, want sy vrou het gedink dit was in orde, en hulle het 'n morele verval veroorsaak, en toe het hulle gedink, omdat hulle vooruitstrewend was, geen oorloë nie, en sovoort, dat dit die teken was dat God met hulle was. Voorspoed is nie altyd die teken dat God met jou is nie, baie keer is dit misleidend. Reën val op die regverdige en die onregverdige, maar dis aan hulle vrugte wat hulle geken word. So was hier die volk eintlik korrup en God het oordeel daaroor gestuur. Al die predikers het geswoeg onder die swaar vraag, omdat die lidmate van die kerk hulle gedwing het om dinge te doen. Ek voel jammer vir 'n prediker wat niks meer van God aan hom het as om sy gemeente vir hom te laat preek en hom in 'n groep soos daardie te laat beland nie. Ek glo dat ons predikers nodig het wat mans is. Dis Godvreesende, Godgestuurde diensknegte wat nie bang is om swart swart en wit wit te noem nie. Die evangelie is nou te veel hanteer met sagte handskoene aan. Ons het 'n bietjie oudtydse prediking nodig, soos Billy Sunday. John the Baptist and some of them old-fashioned hellfire and brimstone messages. En Johannes die Doper en party van daardie oudtydse hellvuur en swabel boodskappe weer terug vir die mense. Ek weet dis nie gewild nie. So toe hulle weggekom het daarvan, sien julle in watter toestand die volk beland het, so dit kos dit, broer. And all that the pastors had give in. So they let en alles wat die pastoor ingegee het, so hulle het 'n sosiale evangelie gehad, sonder twyfel. En so, maar daar was een wat nie ingegee het nie. Daar was 'n ou profeetjie in die land in daardie dag. Hy het nie voor enige van hulle afgode gebuig nie, want hy het geweet dat Jehova 'n heilige God was, en hy het heiligheid vereis en reinheid en ordentlikheid, want hy het geweet dat Jehova nie kon verander nie.
En as Jehovah om die kinders uit Israel te bring, hulle moes reinig en hulle heilig, en wanneer hulle wanordelijk gewandel het teenoor sy gebooie, hy oordeel oor hulle gebring het. Hy het geweet dat Jehovah dieselfde was gister, vandag en tot in ewigheid. Daarom wou hy nie ingee nie. Oh, Jezebel hated him. And all of her company hated him. O, Isabel het hom gehaat en al haar mense het hom gehaat, maar God het hom liefgehad en hom gerespekteer, want hy het nooit die woord van God versaak nie. Hy het daarby gebly. God gee ons meer Elias in hierdie wrede, bose dag van korrupsie waarin ons lewe, wat nie bang is om te preek wat die waarheid is, wat die Bybel sê nie. Sonder heiligheid sal geen mens die Here sien nie. Jy moet gereinig word van jou sondes deur die bloed van die Here Jesus. Now, there was a woman in the land. Neither one of these people know each other. Nou daar was 'n vrou in die land, nie een van hierdie mense ken mekaar nie, maar sy moes 'n eerbare vrou gewees het. Sy moes die tipe vrou gewees het soos wat Elia 'n man was. Because God chose that woman out of all the women that God het daardie vrou gekies uit al die vroue wat daar in Israel was om sy profeet te ontvang. And he would have never chosen an immoral woman. En hy sou nooit 'n onsedelike vrou gekies het om sy profeet te ontvang nie. En hierdie vrou was 'n weduwee. The drought was in the land. And she started out Droogte was in die land en sy het begin na die dood van haar man, het sy 'n babatjie gehad om groot te maak. And she was struggling to try to make a living for the little fella. En sy het gesukkel om 'n lewe vir die kleintjie te probeer maak en uiteindelik was daar nie meer brood nie. En dit het 'n punt bereik eendag toe sy ingegaan het om na haar kleintjie te kyk. En sy het sy moutjies buite gesien, geskeur. Sy mag na haarself gekyk het in 'n spieël. En gesien het dat hoe sy die tafel verlaat het met iets daarop vir die baba, en haar eie wangbene het uitgestaan en haar klein swak armpies. She didn't mind it for herself, but the little boy. Sy het dit nie vir haarself omgegee nie, maar die seentjie, sy het probeer, sy wou hom nie sien sterf nie. So finally one day she went to the meal barrel. Toe uiteindelik het sy eendag na die meelpot toe gegaan en daar was net 1 handvol meel oor. She goes over to the cruse to see how much oil and just about a good tablespoon. Sy gaan oorkant na die kruik toe om te sien hoeveel olie en net omtrent 'n goeie eetlepel vol wat tussen haar en die dood gestaan het. I suppose that night there was an all-night prayer meeting. Ek veronderstel daardie aand was daar 'n heel nag bidtie. Is dit nie vreemd hoe God ons reg tot by die einde van die pad laat afkom nie? Sonder twyfel het sy nagegaan. Gesê, Here God, iets soos hierdie. Ek het U gedien. Ek het alles gedoen wat ek weet hoe om te doen. En ek het U vereistes nagekom. Here I've got one handful of meal and a spoonful of oil between death. En hier het ek 1 handvol meel en 'n lepel olie tussen die dood vir my en my kind. Heel nag lank moet sy gebid het. En wanneer die kereltjie sou wakker word, omdraai sê, Mama, sal jy teruggaan na die kas toe en kyk of daar net 'n bietjie van haar brood oor is? Sy sou teruggaan, 'n bietjie huil, en dan sou sy terugkom en hom 'n bietjie water gee om te drink. En sy het geweet sy kon net hierdie klein bietjie gehad en dis moes miskien vir die volgende dag hou. En die kereltjie miskien kon nie goed slaap as gevolg van honger nie. Ek was deur daardie plekke. Sonder twyfel was daar baie hier wat deur daardie plekke was. Ek het my ma die tafel sien verlaat in die oggend, agter in die huis sit en huil. Wanneer sy sou, wat ons op die tafel gehad het, ou brood was en sy sou bietjie koffie daaroor gooi en bietjie suiker daarbo oor vir ons kindertjies.
Say, I'm not hungry when she was agter in die kamer ingaan en huil sê ek's nie honger nie. Wanneer sy honger was en ons probeer skool toe gaan net soos daardie. And the woman, as she's seen those, En die vrou soos sy daardie gesien het, daardie kritieke uur wat kom, het sy ongetwyfeld nagegaan en gesê, Here, ek het alles gedoen wat ek weet hoe om te doen. When you've done everything that you know how to do, Wanneer jy alles gedoen het wat jy weet hoe om te doen en elke vereiste nagekom het wat God vereis het, that's where faith takes a hold. That's where faith comes in. dis waar geloof 'n hou vaskry. If you've Dis waar geloof inkom. that God requires As jy elke vereiste nagekom het wat God van jou verwag het om te doen, God dan toets God partykeer jou geloof. to see what kind of a reaction you'll have on your action. Oh, he's Om te sien good. watter soort reaksie jy op jou aksie sal hê. It just O, proves hy is whether baie you goed really daarmee. believe what Dit you laat net, think dit wys you net believe. of jy regtig glo wat jy dink jy You glo. know, he does that many Julle weet hy times. doen dit baie keer. One morning there was some Hebrew children was going to be burnt up. And they knew Een oggend was daar 'n paar Hebreëse kinders wat verbrand sou word en hulle het geweet dat hulle God se wil gedoen het. En hulle het gesê ons is nie bang vir die koning se bevele nie. Ons God is in staat om ons te verlos uit hierdie vuur oond, maar ons sal nie voor sy beeld buig nie. God sou hulle toets gee om te kyk wat hulle reaksie op hulle aksie sou wees. En hy het hulle reguit na die vuur oond toe laat loop voor hy ooit beweeg het. Wanneer al God se vereistes nagekom is en jy seker is van God dat God dit sal doen, staan dan stil en God sal dit doen. As jy in hierdie dienste sit en jy het die Here God sien uitbeweeg oor die gehoor, die siekes en beproefdes genees. En tog blyk jy steeds jou siekte te hê, en wanneer ek vir hulle vra om hande op mekaar te sit en jy jou foute reggemaak het vir hom, you've accepted him and you've been baptized in Christian faith. jy sal hom aanvaar het en jy is gedoop in Christen geloof en jou hart is skoon vir hom, dan partymal wanneer God sy antwoord vertraag, wil hy net sien waarop jy sal reageer. Just be sure that you believe that it's God. Wees net seker dat jy glo dat dit God is en hou dan daarin vas. Moet jy nie beweeg nie. If you've been prayed for, hands laid on you by believers, the Bible said these signs As daar vir jou gebid is, hande op jou gelê is deur gelowiges, het die Bybel gesê, vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Dis God se vereiste. En God vereis van jou om sy woord te glo. Job, God het die duiwel een keer vir Job laat toets. Toe Job uitgegaan het en 'n brandoffer gemaak het vir sy kinders, hulle het 'n partytjie gehad. Job knowed in his days what teenagers was like, what they were made up of, that mind that came. So Job het geweet in sy dae hoe tieners was, waarvan hulle gemaak was, daardie verstand wat net nie kan rus nie. En so het Job gesê, miskien, wat is my kinders se sondigheid? Ek sal in elk geval 'n brandoffer vir hulle offer. And when he was standing pat on that offering, En toe hy vas op daardie offer gestaan het, dis wat God vereis het, 'n brandoffer. that's all he required, to confess and make a burnt Dis al wat hy vereis het, om te bely en 'n brandoffer te maak. En Job het geweet, hy het dit gedoen. En toe is die duiwel losgelaat op hom en hy het sy kinders begin doodmaak, sy goed vernietig. And he had some of his church members come to him and said, "You are a secret En hy het sinner." 'n paar van sy kerklidmate na hom toe laat kom en sê, jy's 'n geheime sondaar, jy het iets in jou hart wat jy nie bely het nie, Job. But Job knew that Maar he Job hadn't het done it. geweet dat hy dit nie He gedoen was het nie. sure Hy was that seker had dat met hy God's God se requirements. vereistes nagekom het. En hy het vasgestaan daarop. That's it. He Dis only reg, confessed hy het his geweet, hy het sy sondes bely. Call for God God to try aangeroep him. om hom te beproef, om te ondersoek en te kyk of daar enigiets verkeerd was. Sien, God het net gewag om te sien wat Job sou doen, want Satan het gesê, ek sal hom u in u gesig laat vloek. Maar God het gesê, daar's niemand soos hy op die aarde nie.
Hy sal dit nie doen nie. God het vertroue in hom gehad. En miskien as jou genesing 'n bietjie talm, het God vertroue in jou dat jy sal vashou. As jy glo dat die Heilige Gees die tekens en wonders wat hy beloof het hier gedoen word, aanvaar dit dan en hou daarin vas. Dis God se vereiste. Ek is die Here wat al jou krankhede genees. Wanneer jy die Heilige Gees ontvang, wedergebore word en die duiwel jou begin versoek. O, jy dra dieselfde klere, jy lyk soos jy altyd het. Maar jy is seker dat iets binne in jou gebeur het. God het jou lewe verander. Maak geen verskil wat die duiwel gesê het nie, kom net weg daarvan, want jy is seker dat dit God is. Amen. Amen beteken, laat dit so wees. I'm sure the Holy Spirit is here now. Ek seker die Heilige Gees is nou hier. Ek seker daarvan. En ek weet dat wat ons vra, ons dit sal ontvang. Dit mag dalk nie net nou kom nie, maar dit moet kom. God se belofte is waar. Ons vra hom vir enigiets, ons twyfel nie, ons glo dat waarvan ons vra, ons kry, omdat ons God se vereistes nagekom het, ons lewe aan hom gegee het, ons wil aan hom oorgegee het. Ons lewens, ons siel, alles wat ons is, het ons oorgegee aan God, dan veroordeel ons hart ons nie. Ons kan kry waarvoor ons vra. As julle in my bly en my woord en julle vra wat julle wil en dit sal vir julle gedoen word. Dis sy belofte. Wees net seker dat jy God ken en weet dat dit sy belofte is. Iemand het vir my gesê, baie keer liewer gesê, is jy nie bang nie, broer Branham, wanneer jy daar gaan in die aand, dat daar die engel van die Here jou dalk verlaat partymal nie? I'm sure he won't. Ek het gesê, ek is seker hy sal nie, want hy het my beloof, hy sal dit nie doen nie. En ek het geloof in God om te glo dat hy daar die vereiste sal nakom. Daar die aand by Portland, toe daar die man uitgehardloop het op die platform om my dood te maak, julle het die storie gelees, Peter, jy seker wees daarvan dan. Maar ek was seker dat ek nie van myself probeer praat het toe hy my 'n slang in die gras genoem en in my gesig gespoeg en gesê het, vanaand gaan ek al die pad en daar die gehoor in uitslaan. Hy het net stilgestaan, hy het 250 geweeg of meer en ek het 128 geweeg. Ek was opkyk na hom, daar eislike groot reuse arms en sy tande gekners en sy oë sy vuis teruggetrek wat na my toe hardloop. En die Gees van God het gesê, omdat jy die Gees van God uitgedaag het, sal hy vanaand oor my voete val. Dit was God, dit was nie ek nie. So hy het gesê, ek sal jou wys oor wie se voete ek sal val, en hy het sy vuis teruggetrek om my te slaan. En toe hy het ek gesê, Satan kom uit die man uit, en hy het geval en my voete op die vloer vastgepen, totdat die polisieman hom van my voete moes afrol. Jy is net seker, dis God. En hou dan daaraan vas. Bly daarby. Wanneer God enigiets sê, moet hy sy woord hou. Wees net seker dat dit God is. Neem God se woord. As God vir jou hart fluister, ek is die Here wat jou genees, bly daarby. Dis God se belofte. God beloof om die Heilige Gees te gee. Bly daarby totdat dit kom. Ek het oom Buddy Robinson se boek hier 'n tyd gelede gelees en hy het mielies geploeg. Het hy gesê met sy ou male Ellie. En hy het kwaad geword vir Ellie daardie oggend want sy het die koring plat getrap en hy het haar aan die ore gebyt en sy het weggehardloop en na hom gekyk. En hy het gesê, Ellie, ek is skaam dat ek jou gebyt het. Gesê, kyk hier, ek wat heiligmaking preek met tande vol meelare. Hy het gesê, wat 'n skande. En toe het hy hom vir homself geskaam. En hy het in die ry milies gekniel en gesê, Here, as u my nie die Heilige Gees gee nie, wanneer u terugkom, sal u 'n hoop bene hier kry lê.
Then he received it. Toe hy dit ontvang, wees seker dis God, hou dan daaraan vas. She was certain she'd walked up right before Sy was God. seker sy het opreg voor God gewandel en God het dit bewys deur sy profete nooi om by haar te bly. See, God confirms things. So, Sien, the morning God was bevestig breaking, dinge. So die oggend het gebreek, was die beginning to voëls het sing, begin the sing, dawn began to break. soos die dag begin breek het. She looked at the little fella again. Sy het weer na die She kleintjie gekyk en sy het hom She gestreel. knelt down and said, Lord Sy het God, neergekniel en gesê, Here God, hy sal binne 'n paar minute opstaan. I'll go and prepare the last thing I got and give it to him. Ek sal gaan en die laaste ding voorberei wat ek het en dit vir hom gee. En dan sal ek hom in my arms neem en ons sal saam sterf. So sy het gegaan en die handvol meel gekry. Nou, meel was 'n meal Nou offering. meel was 'n Christ meeloffer, the word. wat Christus die woord beteken. And when they ground En the wanneer meal hulle 'n offering meeloffer gemaal het in die dae van die Bybel, they used a certain burr that ground het hulle sekere meelsteen gebruik wat elke stukkie meel net presies dieselfde gemaal het. Daar was geen verskil daarin nie. Wel, dit typeer hierdie. Dieselfde beteken, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. God sy lewe uit hom uitgemaal het by Golgotha, het hy dit vir die kerk gegee, dat hy dieselfde sou wees gister, vandag en tot in ewigheid. Dan gaan sy en kry die olie. Die olie stel die Gees voor. Dis ons, waarom ons met olie sal, dit stel die Gees voor. En sy het die olie en die meel by mekaar gesit en dit begin voorberei. En wanneer die Gees en die woord by mekaar kom, gaan iets plaasvind. Sy was aan die einde. So she got the word and the spirit and begin to mix it together. Now it's ready So for sy het die baking. woord en die Gees gekry en dit begin meng. Nou is dit gereed vir bak. Sy gaan uit in die agterplaas om 2 stokkies op te tel. Het julle opgelet, die Bybel het gesê 2 stokkies. Now in the old days, Nou in die ou dae, Jimmy, ek reken ons het dit baie keer self gedoen. Jy neem 2 stokkies en sit hulle oor kruis en jy sit die vuur reg in die middel. and as the sticks burn, En soos die stokkies brand, stoot jy hulle binne toe as jy in die nag kampeer. Dit hou die vuur heel nag lank aan die gang. Stoot dit binne toe die vuur was in die middel. If you notice, the 2 sticks represented the cross. As jy oplet, die 2 stokkies het die kruis verteenwoordig, selfopoffering. Now she'd mix the word and the spirit together and So was sy het die ready woord to en put it die to Gees the gemeng fire. en was gereed om dit aan die brand te steek. And she goes to pick up these sticks. En sy gaan om hierdie stokkies op te tel en miskien het sy net die laaste een in haar hand gekry en het begin teruggaan in die huis en sy het na die hek gekyk. There was a gentle-looking old man, perhaps bald-headed and whiskers hanging down. Daar het 'n sagmoedige ou man, miskien kaalkop en wangbaarde wat afhang gestaan wat leun oor die hek. Hy het gesê, "Sal jy vir my net 'n bietjie water gaan haal?" She looked at him and thought, well, I've got just about a half a gallon in the house. Het na hom gekyk en gedink, "Wel, ek het net omtrent 'n half gallon in die huis, maar die arme kerel het so dors, ek sal bereid wees om met hom te deel." And she might have said, yes, kind sir. I will get Sy mag gesê het, "Ja, liewe meneer, ek sal jou 'n bietjie van die water kry want die fontein het opgedroog en alles. Alle waters het opgedroog." And she started in to get En the sy het water. begin om die water And te kry en hy het geweet. You see, God answers on both ends of the line. Hulle sien, God antwoord aan beide kante van die lyn. Omtrent 2 ure tevore het die spruit opgedroog bo op die berg waar Elia was. He said, Elijah, go down to the city and keep walking until Hy you het gesê, find the "Elia, woman gaan with af 2 na die sticks stad in her en hou hand." aanloop She's totdat gonna jy 'n preach. vrou vind en met 2 stokkies in haar hand. Sy gaan jou voed. God doen werklike dinge. Ek het jou soontoe gestuur en sy gaan jou voed. She hasn't got nothing in the house, but I'm going to Het feed niks in you. die huis nie, maar ek gaan jou voed. So hy het in die straat afgeloop totdat hy daardie vrou daardie 2 stokkies sien dra het en dit moet sy wees. So hy moes haar aandag trek. Hy het gesê, "Sal jy vir my 'n bietjie water gaan haal?" En sy het gesê, "Ek sal." En sy het omgedraai en begin en hy het gesê, "En bring net vir my 'n stukkie brood in jou hand." Elia wat daardie visioen al reeds gesien het, het al reeds geweet wat die toestande was.
And she said, as the Lord liveth. En sy het gesê, so waar as die Here leef. Elia het toe geweet, sy was 'n Christen en gelowige. Soos die Here leef. Ek het net 'n handvol meel en 'n lepel vol olie, wat ek al reeds voorberei het. Ek het dit voorberei, dit gereed gemaak. Ek neem daardie 2 stokkies om 'n koekie te maak vir my en my seun, en ons gaan dit eet en sterf. Sien nou, hier kom 'n groot les. Maar Elia het gesê, bak eers vir my een. Wat is dit daar? Watter les leer ons? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Bak eers vir my een. En sy het gekyk, sy het gesê, ek wonder wie dit is. Daar's iets aan die man wat skynbaar anders is. En hy het gesê, bak eers vir my een en bring dit. En sy het begin doen wat hy gesê het, toe het sy daar die vertroostende woord gehoor wat altyd troos. Want so spreek die Here, die pot sal nie leeg wees of die kruik opdroog tot op die dag wat God reën op die aarde stuur nie. Wat was dit? Daar die baie donker kritieke oomblik het gekom, maar God is altyd op die toneel. As jy seker is dat dit God is, as jy jou van jou sondes bekeer het, as jy God se vereiste nagekom het, wees dan seker dat God se belofte sal hou. As mans en vroue dit net kan besef. God is gebonde aan sy belofte, en as jy sy vereistes nagekom het, as jy jou sondes bely en jy jou foute reggemaak, en jy alles gedoen het wat God vereis het, hou dan vas aan God, jy moet dageliks sien, hy moet dit deurbring. Wees net seker dat dit God is, en hy sal vir die res daarvan sorg, as jy seker is dat dit God is. 'n Tyd gelede was ek oorkant by 'n klein stadjie in Arkansas. Omtrent 15 jaar gelede, nie heeltemal so lank nie, ek sou sê 12 jaar gelede. Hulle het 'n verskriklike segregasie in Arkansas. En ek was in 'n kerk en die polisiemanne het my in en uit gehelp, en ek het uit die kerk uitgekom en ek kon iemand hoor sê, genade, genade. En ek het gedink, waar kom dit vandaan? En ek het oorkant na my linkerkant toe gekyk, oorkant aan die een kant het 'n negerman gestaan, ver van die wit mense af. En hy het sy ou hoekie in sy hand gehad geskree, genade, genade. En iets het my getref, daardie man wil met my praat. En ek het vir die polisieman gesê, ek wil so intoe gaan en daardie man sien. Hoe het hy gesê, meneer Branham, jy kan dit nie doen nie, jy sal probleme hier in Arkansas begin. Gesê, jy kan dit nie doen nie, hy het gesê, ons kan jou dit net nie laat doen nie. Ek het gesê, maar die Heilige Gees sê vir my om te gaan. Hy het gesê, wel broer Branham, jy sal 'n rasseoproer begin, gesê al hierdie wit mense hier om voor gebid te word, en jy gaan so intoe na daardie gekleurde man toe. Ek het gesê, ek kan nie help watter soort wette julle het nie, ek volg 'n wet en daardie wet is die wet van die Gees. En hy het gesê, gaan na daardie man toe. En ek het net losgeruk van hom af, en ek het so intoe gegaan, en ek het sy vrou hoor sê, hou goeie moed skat, die pastoor kom. En ek het daar oor kan gekom, ek het gesê, aangename kennis. Hy het sy hande uitgehad soos hierdie, hy het gesê, is jy? Ek sê dit nie met minagting vir my verkleurde vriende of hier op die radio nie, maar hy het 'n baie suidelike aksent gehad, en hy het gesê, is dis jy, eerwaarde Branham? En ek het gesê, ja meneer, dit is. Hy het sy hande op my gesit, hy het gesê, jy's 'n jonger man as wat ek gedink het jy was. Hy blind. En hy het gesê, het jy net 'n oomblik, ek wil vir jou iets vertel. Ek het gesê, ja broer, ek het soveel tyd as wat jy wil praat. Hy het gesê, ek was 'n Christen vandat ek 'n klein seentjie was. My ou mamma gesê, sy is al vir jare weg. En gesê, ek's nou al vir 'n paar jaar blind. Ek het katarak op my oë, die dokterman het gesê, hy kon hulle nie afhaal nie. Hulle het klaar om die optiese senuwee gedraai en hy kon hulle nie afhaal nie.
Hy het gesê, ek is nog nooit in my lewe van jou gehoor nie, eerbare Branham, maar gesê, gisterand op trein 9:00 het ek bed toe gegaan. Hy het gesê, ek het gedroom, ek het my ou mamma sien opkom na my bed toe. En sy het vir my gesê, skat, staan op en trek jou klere aan. En gaan af na 'n stad met die naam van Moore en laat broer Branham vir jou bid. Jy gaan jou sig ontvang. Hy sê, glo jy dit, broer Branham? Ek het gesê, ek glo dit met my hele hart. Hy het gesê, my ou mamma het my nooit aan haar lewe leen vertel nie, en ek het opgestaan en my klere aangetrek, en my vrou het my gehelp na die busstasie toe, en ons het na die auditorium toe gegaan, en hulle het vir ons gesê, jy is hier. En ons het hier aan toe gekom, en het hier gestaan, en dit gereën so hard as wat dit kon reën. Ek het na hom gekyk, ek het my arms om hom gesit, en ek het gesê, Here God, ek weet nie, maar op een of ander manier is hy seker. En ek is seker dat u sy ou mamma na hom laat kom het in 'n droom om vir hom te sê dat hy sy sig gaan ontvang. En hy is so seker dat hy sy sig gaan ontvang, Here God, laat dit nou wees. En ek het dit skaars gesê en hy het sy oë begin knip. Hy het gesê, dankie Here. En ek het gesê, kan jy sien oom? Hy het gesê, ek kan beslis sien. Gesê, ek het geweet ek kan sien. En sy vrou het gesê, skat, kan jy regtig sien? Gesê, sekerlik, jy sien daar die rooi kar wat daar staan? Gesê, ek kan beslis sien. Groot het opgegaan van oral af en die mense het God verheerlik. Wat was dit? Hy was seker dat God met hom gepraat het in daardie droom. En as God seker is deur 'n droom, hoeveel meer seker is hy deur sy woord? Wees seker, hou vas daaraan, God sal dit laat gebeur. Kom ons bid. Lord, when I think of many of the experiences, Here, wanneer ek dink aan baie van die ondervindings, ek weet nie vandag waar daardie man is nie, u weet. I may never have the privilege of looking at him again on earth. Ek mag nooit die voorreg hê om weer na hom te kyk op aarde nie. Maar sonder twyfel een of ander tyd oor kan die rivier daar, wanneer ons al by die goue trappe in u koninkryk ingeklim het, I shall see him there. sal ek hom daar sien, want hy was seker. Hy kon nie u woord lees nie, maar u het met hom gepraat deur 'n droom en deur sy getroue moeder. En hy was seker dat sy moeder nie sou lieg nie. En as u hom 'n droom van sy moeder gestuur het, het hy geweet dat hy seker was dat hy sy sig sou ontvang. Ek glo, Vader, dis waarom u dit vir hom gegee het. Hy het van sy bed af beweeg, hy het tot aksie oorgegaan, hy het sy geloof laat werk, en u het sy geloof bevestig deur hom sy sig te gee. Daar is baie wat hier sit vandag, Here, baie buite in die radioland wat die woord gelees en die beloftes gehoor het, maar nog nooit net seker was daarvan nie. God, let him be certain today that if God has said so, he has to God keep laat that hulle word. seker wees vandag, dat as God so gesê het, moet hy daardie woord reghou. En partymal laat hy reaksie kom, net om te kyk wat ons sal doen. May every person now that's both here and in the invisible audience, Mag elke persoon nou wat beide hier en in die onsigbare gehoor is, laat hulle hou vas op die woord, kry u belofte, hulle sondes en hulle ongeloof bely. and hold on to that promise until En vashou aan daardie belofte totdat die daglig vir hulle breek. Skenk dit, Here, mag hulle seker en verseker wees dat u belofte sal hou, elkeen van hulle. For we asked it in Jesus' name and for his sake. Want ons vra dit in Jesus naam en om sy ontwil. Amen. God bless you. How many certain God keeps his promise? God sien julle, hoeveel is seker dat God sy belofte hou? We used to sing Ons het an old altyd 'n song ou lied over in the oorkant in die Baptist church. Baptiste kerk gesing. His promise is true. He will Die not belofte is waar, hy forsake sal jou nie you. verlaat nie. God is steeds op die God troon. is still on the Het throne. julle dit al ooit gesing? Laat ons julle hande sien, almal wat dit ken. Gee ons die akkoord, suster. God God still is on steeds the op die throne, troon and he ever en hy onthou altyd sy eie. His promise Sy is belofte is true. waar, He will hy not sal jou nie forget vergeet you. nie. God God still is on the steeds throne. op die troon. Wonder broer Duffield of jy my kan help om dit te lei. Goed, kom ons sing dit. God is still on his throne. He never forsaken
true. He will not forget you. God is still on the throne. Hoeveel glo dit? Steek die hand op. Laat ons staan terwyl ons dit nou sing. Almal saam, steek die hande op na God soos ons dit sing. Goed, weer. God is still on the throne. He never forsaketh his own. His promise is true. He will not forget you. God is still on the throne. Nou draai om en skud hande met iemand naby jou. Laat ons dit nou weer sing soos ons handskud. Al julle Methodiste en Baptiste en Presbyteriane en Lutherane en Pinksters persoon met mekaar. Kou mekaar se kougom, hou net gemeenskap en net regtige lekker tyd saam. Goed suster, laat ons dit weer sing. Almal, ons is van die lig af sien. Glo jy dit? Steek nou jou hand op. His promise is true. He will not forget you. God is still on the throne. Oh, please, that say amen. Almal wat dit glo sê amen. Ons is nou van die lig af sodat jy kan skree amen. Baie hard. Amen. God is steeds op die troon. Verlaat nooit sy eie nie. Al ons stel beproewinge ons en onderdruk laste ons. Hy sal ons nooit alleen laat nie. Amen. He's everlasting. Amen. Hy is ewig God, van ewigheid tot ewigheid is hy nog steeds God. Wanneer hierdie ou wêreld so opgehoop is met sonde, totdat dit 'n hoofpynband daarom het, eers soos 'n dronk man wat in die aand huis toe kom, een van hierdie dae het sonde verby die sterre en maan gegaan en sy sal bars en in die ewigheid invlieg. But God will still be on the throne. Amen. Amen. Maar God sal nog steeds op die troon wees. Amen, amen. Ek voel nou Pinkster. Amen. Oudtydse verlossing, die krag van God, die Heilige Gees. God is nog altyd goed. All right, Brother Duffy. Amen. Blessed be God. Well, hallelujah. Amen. Goed, Broer Duffield.